Goeiemôre dan almal. Ons is nou lesing 2 van die opskrif Wie was Gam, die seun van Noag. Ek kon nie alles in een lesing inkry nie. Ek glo ons sal sekerlik nog 'n bietjie hierdie aan werk, want as ek sien dat mense worstel met begrippe, dan is dit my plig om dit te probeer verduidelik aan die hand van die skrifte wat ons het. Die skrifte wat die dogter van Sion het en wat ons as gesaghebend beskou, is die boek van herinnering as ons fundament. Tweedens die openbaringe aan Jacob Lorber en die openbaringe aan Bertha Dutt. Eerstelings was dit in die 1840s tot 1860 gegee, redelik modern. Bertha Dutt was in 1934 tot 1963. Ook nog, was al gebore gewees. En dan latere te profete wat in die boerevolk ook opgewek is, Duitse profete wat opgewek is, wat vir ons die boeke gegee het, die nuwe Bybel, en die weg na eenheid deur die liefde. Dit alles beskou ons as gesaghebende skrif. Dit beteken dis woord deur Vader geïnspireer. Daarom kan 'n mens nie sê die een is minder skrif as die ander nie. Ons kan net sê dat ons die boek van herinnering as die fundament het, en dan het ons die ander boeke as die mure en die dak van ons geestelike huis. Wat logies daaruit af te lei is, dat die mure moet op die fundament staan en die dak moet op die mure gebou word. Die goed kan nie langs mekaar staan nie, hulle moet op mekaar gebou word. En die fundamente is natuurlik die 12 apostels van Yeshua wat as getuies saam met hom gewandel het, en hulle vorm ook dan die 12 mure van die 12 fundamente van die nuwe Jerusalem. En ons hopelik wil deel wees van die 12 mure wat op die 12 apostels gebou gaan word. Ons gaan by die 12 poorte in, wat die stamvaders van Israel is. Elke poort is 'n stamvader. Yeshua is reeds in deur die poort van Juda. Hy het reeds in die nuwe Jerusalem die tempel opgerig, wat nie son nodig het om te skyn nie, want die lam is die son, wat altyd skyn. So, dit is eenvoudig, trek dit na jou binneste toe en sien hoe jy jou stap vir stap bouwerk moet voltooi. Maar waarheid is 'n interessante ding, waarheid is baie nodig, want as waarheid nie daar is nie, dan is ons nie op die fundament nie, of die fundament is nie op die rots nie, of die mure is nie op die fundamente nie. Dit is ongelukkig so, dat alle skrifte wat ons het, alle Bybels wat vandag beskikbaar is, en ek kan dit met gesag sê, want in 1998 tot 2002 het ek intensief gewerk aan 'n transliterasie, die boek van herinnering. En ons weet wat in die ander Bybel staan, ons weet wat was hulle agendas, ons weet wat het hulle probeer verdoesel. En wanneer hierdie goed teruggesit word, dan begin 'n ander prentjie oopgaan, die waarheid word dan duidelik. En daarom is vanoggend se lesing nog steeds 'n voortsetting van, is dink die 18de wat ek dit gedoen het, se lesing oor wie was Gam, die seun van Noag. Nou in die eerste lesing het ons duidelik agtergekom wie hy nie was nie. Ons het duidelik gesien dat hy nie die genetiese seun van Noag en sy vrou, dink Naama, was nie. Nou, die afleiding is, hoekom sê die skrif 'n seun? Die enigste afleiding wat ons daaruit kan maak is dat dit dalk 'n aangenome seun is. Vandag gebeur dit nog steeds. Ons neem kinders aan en dan word hy 'n seun in die huis. En dan is die pa 'n stiefpa, maar hy praat nog van sy pa. Nou, ons moet nou verder gaan om te kyk of ons aanname korrek is, want die argument wat teen ons gegooi was op die groep is dat Gam 'n suiwer blanke was uit Noag se saad. Nou wil ek net 2 verse aanhaal van die vorige lesing om ons net om te skerp, om dit nou meer as 'n week verby gegaan het. Ons lees in Opregte 5 vers 17. Naama, die vrou van Noag, het swanger geword en 'n seun gebaar.
en sy het hom Sem genoem en gesê, Elohim het my 'n oorblyfsel gemaak om saad te vestig in die middel van die aarde. En Naama het weer swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Jafet genoem en gesê, Elohim het my uitgebrei op die aarde. Onthou, daai tyd het die mense, daar was net eintlik in daai gebied, was daar net hierdie 4 gesinne gewees, Noag met sy 3 seuns. En hier lees jy net van Sem en Jafet, en dat die een die saad sal wees, die manlike, en hy sal sy vrouens gaan haal by Jafet. Omdat Noag 'n ras-egte man was en 'n opdrag gekry het om elke dierspesie, die spesifieke opregte ras en een wat by die ras manlike pas, die vroulike op die skip te sit, is dit tog logies dat hy nie 'n verbastering na die vloed sou begin nie. Soos wat die kerke algemeen sê, Sem is die blankes, Jafet is die kleurlinge of die bruin rasse en Gam is die swart rasse. Dit kan nie so wees nie. Hierdie 2 broers kom uit een ma en pa, suiwer. Noag was 502 jaar oud toe Naama Sem gebaar het. En die seuns, verwysend na die vorige vers, 2 seuns, nie 3 nie. Want nêrens lees jy hier waar Gam inkom nie. Het groot geword en het in die weg van Jahwe gewandel, in alles wat Mestusalig en Noag hulle vader hulle geleer het. En onder andere was hulle baie ernstig gewees op die genetiese suiwering, dat daar nie in ander rasse enige vermenging mag plaasvind nie. Dit was 'n reël van die begin af. En nou sal jy my vra, ja, maar waar kon hulle nou ander rasse gekry het? Die vloed was net lokaal. Dit is iets wat mense nie verstaan nie. Ek het vir jare geglo die vloed was reg oor die aarde. Maar in die nuwe openbaring, die mure van ons innerlike huis, openbaar Vader in die boek Huishouding van Elohim 3, die laaste 10 of 15 hoofstukke kan jy gaan lees. Hy gee presies die grense aan waar die waters gereik het. In Europa so ver, in Rusland so ver, in die midde, in Asië so ver. Selfs in Egipte het waters gekom aan die noordelike deel, maar nie die hele Egipte nie. In Japan en in China en in Australië en die suidpunt van Afrika en Amerikas was daar nooit 'n vloed nie. Maar die vloed van die sonde was wêreldwyd, in die sin van die hele wêreld wat deur mense bewoon was op daai oomblik. Denkende mense met 'n gewete en 'n godsbesef. Daardie wêreld is vernietig deur 'n vloed. Net die woord vloed sê vir jou, hy moet begin op 'n punt en hy moet vloei na 'n ander punt toe. En dis presies wat gebeur het toe die mense wat daaronder in Hanog gebly het, die sluise oopgemaak het van die hemele toe hulle die gate in die aarde oopgeskiet het. Hulle het al dinamiet gehad en hulle het massiewe groot gate oopgeskiet in die aarde. En daar staan in die skrif dat die afgrond het oopgegaan en die waters het opgekom. Nou jy kan dink as water wat onder druk is, uit 'n gat kan, kom ons skat, so 'n meter deursnee, en hy skiet hier in die lug op, sê maar 3 of 4 kilos. Onmiddellik sal daai 4 warm kokende water stoom word. Wat maak dit? Dit maak reën. En vir 40 dae en 40 nagte het hierdie sluise is deur Vader oopgehou, wat die kinders van die wêreld oopgemaak het. En na 40 dae het hy sy engele opdrag gegee om die gate toe te maak. En so het die reën dan stadiger opgehou, maar die vloed was nog steeds ongelooflik sterk en het met tyd toe al hoe verder afgeplat. Op daardie stadium, as jy die boek van Huishouding 1 lees, sal jy sien dat Vader alreeds mense gevestig het in China. Hy sê ook vir jou waar hulle vandaan gekom het. Hy het mense gevestig in Japan. En dit was alles in die tyd voor Noag. Ook weet ons uit die openbaringe aan Bertha Dat en Jacob Lorber, dat daar 2 spesies pre-adamitiese wesens deurgekom het. Hulle word beskou as diere, of
die naaste sekerlik 'n diermens. Ons het baie sketse van die goed al gesien, voorstellings, baie gebeendere is uitgehaal, onder andere hier by ons in Afrika, hier naby Kreeusdorp, is baie van hierdie gebeendere gevind. Dit is pre-adamitiese skepings, wat 'n baie primitiewe tipe van lewe gelei het. Twee soorte, wat Vader in sy almag laat deurkom het, hy sê gewoonlik vernietig hy alles, in 'n skepingstydperk voordat hy oorgaan na 'n nuwe tydperk toe. Maar hy het 'n oorblyfsel gehou. 'n Swartharige een en 'n ligte haarlose een. Wat ons vandag kan identifiseer, en dit kry ons ook in Jacob Lorber se werke, as jy die boek Aarde en Maan gaan lees, vanaf hoofstuk 73, dan sal jy al die plekke waar die rasse heen is, wat hulle doel is, hoe hulle lyk, wat hulle gewoontes is, wat hulle godsdienste is. Dis alles vir ons gegee, dit was nie in die Bybel gegee nie. En hierdie twee pre-Adamiese wesens, die een lot het na die Australië en eilande gegaan, en die ander lot, die ligteharige een, het Suid-Afrika toegekom, Suidelike Afrika, wat ons nou ken as die Khoisan, maar ons het hulle altyd as Boesmans, Hottentotte en strandlopers geken. Hy noem hulle ook die klikklakkers. Nou as jy na die Boesman taal luister, dan is dit 'n geklik en 'n klak. Dit kom uit 'n pre-Adamiese tydperk uit. Hierdie mense het nie die gees van Jahwe gekry by hulle skepping nie. Hulle was 'n laer tipe spesie. 'n Spesie wat die doel van hulle was om sieledele tot op die hoogste vlak te ontwikkel. Ons weet nou al uit die sieleleer wat ons baie behandel het, dat sieledele kom uit die skepping uit, minerale, plante en diereryk. So hierdie sieledele van hierdie halfdiermense was op die oorgang van dier na Adamiet toe. Die sieledele moes daarin gesuiwer word. Nou kom ons in huishouding 3, hoofstuk 3, 6, 5 vers 6, en ons bevestig weer, Sem is egter die eersgeborene en Jafet die laasgeborene voor die vloed. Daarom bly die heerlikheid by Sem en Jafet as die jongste gee die dogters. Dis dit bevestig die vorige vers. 2 seuns, eerste en laaste. As daar nog 'n seun was, dan moes hy in daai vers opgeneem word. Die skrif is tog mos logies, maar dit is nie. Want Gam is nie bloed saad van Noag en Naaman nie. So ek het dit as 'n voorskou gesit, sodat ons nou in Genesis 4 verder kan gaan oor die verhaal aangaande Kain. Want daar is baie verwarring. En nou moet nou vir jou skerp hou wat hier aangaan. Ek het nou gepraat van Adam en Eva as die eerste mense wat op die aarde geplaas is deur Vader. Hulle was suiwer blank gewees. Hulle was in 'n verheerlikte vorm. Hulle het hulle vorm verloor. Hulle het hulle heerlikheidskleed verloor nadat hulle in die tuin van Eden gemeenskap gehad het met een van die gevalle engele met die naam Nagash of slang. En so het Eva die baarmoeder gekontamineer met waaruit die voortbrengsel sou voortkom van Eva en Adam. Nou wat Adam en Eva suiwer kinders van Vader is, behoort die suiwer kleinkinders ook almal die goddelike eienskap te dra. Maar dit het nie, want Kain was 'n moordenaar. Waar kom die moordgene vandaan? Die moordgene het deel van Eva geword toe sy gekontamineer is. Daarom is dit so baie belangrik dat ons kinders moet leer om daai deur van die vrou nie vir enige man oop te maak nie, maar daardie deur oop te maak slegs vir die man waarmee jy trou, in die grootste liefde en geestelike suiwerheid. Maar nou ja, dit het gebeur. Nou gaan ons aan in Genesis 4, lees ons nou van vers 13 af.
Daarop sê Kain aan Jahwe, dis nou na die moord op Abel, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, u verdryf my nou van die aangesig van die Adama, dit is die Adamietse aarde af, dis Adam se grondgebied wat suiwer was nog. Vader het hulle sonde vergewe en het hulle uit die tuin uitgevat, en hulle moes nou hulle brood op 'n swaar manier verdien. En van u aangesig sal ek my verberg, 'n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar Jahwe sê vir hom, daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En Jahwe het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Nou daar is baie bespiegel al oor hierdie teken. Baie dinge is gesê. Party sê is 'n merk op die voorkop, party sê dit is 'n ander ras geword ensovoorts. Ons sal nou lees in die mure van ons innerlike huis, die boek van Jacob Lorber, die huishouding van Elohim, hoofstuk 1, boek 1, en sal ons nou lees wat het verder gebeur met Kain, wat nou so bang was dat hulle hom sou doodslaan. Eerste stukkie wat ek skryf daar, Kain gee die totale gesag van Not oor aan sy seun, Hanoch, wie die oppergesag in plaas van Elohim word. Geen mens het meer 'n wil of 'n sê gehad nie. Ook Kain en sy vrou word nie uitgesonder nie. Nou dit is nadat Kain nou gevlug het na die land Not toe en hy nou stede gebou het daar met sy seuns en dogters. Hy het 'n klomp seuns en dogters gehad. Hulle het met mekaar getrou. Want daai tyd kon hulle dit doen. Ek het in die vorige lesing gesê vanweë hulle genetiese suiwerheid. Nou sit ons met 'n situasie dat daar ook pre-Adamiete was, wat ek net nou van gepraat het, in daai gebied. Hulle was maar versprei oor die hele aarde, maar die kern van hulle het na daai een klomp Australië toe gegaan en die ander suidelike Afrika toe. Dan volgens Genesis 6 was daar baie gevalle engele wat ook in hierdie stede gekom het, nadat toe gekom het. Daar staan in die skrif, hulle het gesien die seuns van die Adam was mooi, die dogters van die Adam was mooi en hulle het met hulle gemeenskap gehad. En dit is dan waar half slangsaad, Adamitiese saad vermeng geraak het. So na honderde van jare, hulle het amper 1500 jaar in hierdie stede gebly, was dit 'n groot gemeng van saad. 'n mengelmoes van Adamiet, pre-Adamiet, gevalle engel ensovoorts. En dit was daarom dat Vader hierdie stede verwoes het, hoofsaaklik oor die vermenging, want hulle het nie daarmee opgehou nie. Net soos vandag al hierdie verbasterde saad nie ophou om sy planteryk te verbaster nie, nie ophou om sy diereryk te verbaster nie. Gruwels vind plaas in die laboratoriums op hierdie aarde nou in hierdie tydstip. Baie groot gruwels. Hulle meng beeste met varke, hulle meng allerhande goed. Ek dink nou die mees vieslikste goed gesien wat hulle doen. Reptiele, voëls, diere, visse, alles loop deur. En dit is baie erg en dit was net so erg in hierdie tyd. Nou, omdat Kain sy hele gesag aan sy seun oorgegee het, raak dit vir hom onuithoudbaar. Hy kan nie meer daar bly nie. Hy en sy vrou kry swaar. En ons lees hoofstuk 23 van Huishouding vers 16. En sien toe neem Kain die woord en vra baie treurig en diep ontroerd aan Hanoch, dis sy oudste seun. O Hanoch, groot vors, my gewese seun, sê my reg vanuit jou hart en volgens waarheid. Is jou vader en moeder nie uitgesonder van alles wat jy wys en na eie goeddinke vir jou onderdane beveel het nie? Want hy die ou tyranniseer nou al die mense. Hy vat niemand se nonsens nie. Want Kain het vir hom die oppergesag gegee. Hy het gesê, jy is die wet. Ons sal almal onder jou dien. Net jou wil geld. En sien toe sê Hanoch, wat vra jy my nou? Doen ek dan nie goed as ek volgens die leer en die mag wat jy my gegee het handel nie?
Jy het tog self niemand anders as myself bo die wet gestel nie. En jy het vir julleself geen uitsondering gemaak nie. En indien ek so handel, doen ek dan onreg, omdat daar by ons geen liefde heers nie, maar slegs die suiwerste reg. Hoe kan jy jou dan uitspreek teen die wette van my vrye willekeur, om die een of ander uitsonderlike barmhartigheid te verkry, wat nie strook met die regte van die wette van jou vors nie? Hanoch sê dan vir hom, vir Kain, vlug dan uit my oë waarheen jy maar wil, gaan dus nou en vlug. So jaag hy dan vir Kain weg, want Kain wou nie meer verder luister na die man nie. Nou hier is 'n baie mooi teebeeld wat nou aan die einde gebeur op hierdie aarde met AI, of met kunsmatige intelligensie en hierdie wêreldkabaal mag wat agter die skerms hierdie ding nou al reeds met samewerking van Satan se geeste mag, saam met sy gevalle engele en slangsaad, wat hulle in verborge plekke bevind, en wat hierdie kunsmatige intelligensie nou na 'n vlak toe bring, waar jy ook geen vrye wil meer sal hê nie. Die oomblik wanneer hulle in jou wese kan inkom, in jou DNA, in jou siel, en van buite af veranderings kan aanbring, dan het jy nie meer 'n vrye wil nie. Jy word dan iemand wat afhanklik is van die wil van wat hulle sê. En ons kry baie voorbeelde dat hulle hierdie inspuitings en inentings en merk en al die goed gebruik vir daardie doel. Al vir jare gebruik hulle dit in die Golfoorlog en vanuit Amerika uit word die soldate almal 'n chip gegee. En kan hulle emosies beheer, kan hom wreedaardig maak as daar 'n veldslag is, hulle kan hom lekker gelukkig maak en happy en jolly, as daar nou hulle op pas gaan, dan geniet die ou dit. So hulle manipuleer die wese. En dit is die uiteindelike merk van die dier. Moenie jou laat mislei deur net 'n chip wat jy nie meer kan koop en verkoop nie. Dis nou 'n microskyfie wat jy nou onder die til of aan die til se operateur moet wys en dan word jou bankrekening gedeponeer nie of gedebiteer nie. Dit is een klein deeltjie daarvan. Die grootste deel van die merk vandag is presies wat hier by Hanoch gebeur het. Niemand gaan meer 'n vrye wil hê nie. Almal gaan hulle vrye wil verkoop het aan Satan. En die siel kan dan nie meer gered word nie. Wanneer jy die merk gevat het, is dit 'n onomkeerbare proses, sover ek dit het uit Openbaring uit. Dit is 'n finale ding. En dit kan nie verander word nie. So ons moet baie, baie skerp wees en in Yeshua se liefde bly. Nou lees ons, waar sou Kain nou heen? Die uittog van Kain na die see, huishouding 1 hoofstuk 24, en sien, toe begin Kain te ween, en vertrek daarvandaan met sy vrou en 4 kinders, 2 van die manlike en 2 van die vroulike geslag, en bereik na 40 dae die kus. En sien, toe begin Kain na 'n tydsverloop van 77 jaar, weer tot my te bid, 3 dae lank, dag en nag sonder ophou, en hy roep aan een stuk deur, Meester, u regverdige, u liefderike, sien vol barmhartigheid neer op u groot skuldenaar, en doen met my wat my volgens u gewyde wil. En hierdie woorde herhaal hy baie duisende kere, want hy het nie meer 'n wil nie, maar ten minste het hy nou sy wil geskuif van Hanoch, sy seun, na Vader toe. En ek, Jahwe, het medelee gekry met hom, omdat hy so sterk en eindeloos ellendig geroep het. Sien, toe stuur ek Abel in 'n vlam gehulle na hom toe. En Abel spreek tot hom met die woorde wat uit my kom en sê, Kain, staan van die grond af op, kyk my in die gesig en sê my of jy my nog herken. So Abel, kan ons sê, was die eerste gestorwene op aarde, en hy het die posisie van die eerste engel, wat vir Vader dan nou werk gedoen het geword. En hy kom nou in vlamme gehul, hy's 'n vuurengel,
En hy staan nou voor Kain wat so moedeloos lê op die grond en bid. Toe staan Kain op vers 6 en bekyk vol vrees die vlam en herken hom nie, nog aan die stem, nog aan die gedaante, en toe vra hy bewend van baie groot angs: Wie is jy dan, vreemde wese in die vlam? En Abel antwoord hom: Ek, jou broer Abel, staan voor jou in die vlam van die goddelike liefde. Wat wil jy dat daar nou met julle gebeur? O broer, sê Kain, dit is dus jy. Sien, ek het geen wil meer nie. Vir my en ons almal geskied volgens die gewyde wil van die Meester. Toe sê Abel: Luister dan nou. Dit is die wil van die Meester, my Vader en julle Elohim, dat julle sonder vrees of skroom van alle vrugte sal eet, wat julle maar hier kan vind. Want die slang het julle hiernatoe verdrywe, en het met al haar gif agtergebly by julle kinders in die stad Hanok, en sal julle nie meer lastig val nie. Hoekom? Want Kain het berou gehad, en Kain het by Vader vergewing gevind. En omdat dit nou gebeur het, hoef hulle ook nou nie meer vrugte ten duurste te pluk of te koop by Hanok nie. Hulle sal nou vry kan eet. En nou vind daar 'n nuwe ooreenkoms of 'n verbond plaas met Kain en Vader, wat bewerk word deur Abel as engel. Hy is die middelaar dan nou van hierdie verbond. En ons kan nie anders as om dit terug te trek na Vader sê in Genesis 4:15, en Jahwe het 'n teken gegee aan Kain. Die teken is die teken van die verbond. Nou kom ons lees wat is die inhoud van die verbond. Wie egter ontsnap uit haar kragtige geworde strikke, en op die manier die laaste druppels van sy wil gered het, en dit voor die aangesig van Jahwe op die aarde neergelê het, die sal vanuit hom, Vader, 'n nuwe wil gegee word, sodat hy in die vervolg as werktuig van die Meester sal kan handel, en nie meer 'n werktuig van Satan nie. En so is dit ook vir julle die wil van die Meester, dat julle in die vervolg volgens sy wil sal handel, en as nakomelinge van Hanok jou of jou familie enige tyd mag vind, dan sal hulle julle en julle familie nie herken nie, omdat die liefde van die Meester julle vir ewig heeltemal swart sal brand. Daar's die teken. Ja. Hulle word nou gebrand. Ons lees verder, en die naam Kain sal van julle weggeneem word, en 'n ander naam sal aan julle gegee word, en wat lui Antiope of Ethiopië, wat ook in Hebreëus Kus genoem word. Dit wil sê die willose volgens die wil van Elohim. As sodanig moet julle met julle familie 'n baie groot stewige mandjie vleg van riet en bissies, en in die groot water sal in die nabyheid wyd en suid verspreid klein stukkies land lê. En as daar te veel van julle op een stuk land beland, soek dan die nabygeleë op, en so voorts, en bevolk volgens die wil van die Meester, langsamerhand alle klein stukkies land in die groot waters. Nou ek vermoed hulle het maar deurgekom daar af na die Rooi See toe, sodat hulle in die Indiese Oseaan kon afgaan, want dis waar menigte van hierdie eilandjies hulle bevind waar hulle nou op gevestig het, en dan verder deur na Australië toe, Madagaskar toe, en die ander lande daar. So kom ons lees, en as julle die Meester nie sal vergeet nie, dan sal hy julle eendag 'n groot vasteland gee om te bewoon. Daar sal julle bly tot aan die einde van die wêreld, nadat dit eers vooraf gereinig sal word deur die spoedig neerstortende watervloede. En jy, Kain, kom nou nader aan my, Abel wat praat, en sien, toe loop Kain na sy in vlamme gehulde broer Abel. En Abel omarm hom, en so word hy so swart soos 'n kool, en sy hare word gekroes. En dit gebeur ook nog by 5 ander. En toe sê Abel, nou broer Ethiopië of broer Kus, is julle bevry van alle skuld, want dit het agtergebly by Hanok,
en handel dan voortaan volgens die wil van die meester. Amen. En sien, toe verdwyn Abel en Atihope eet vir die eerste keer in sy lewe heeltemal opgewek en bly van die vrugte en doen presies soos aan hom beveel was. En so bevolk sy laaste nakomelinge, almal dan die eilande in die water tot op die dag van vandag, en na die groot verdelging van die slamgebroedsel deur die vloedstrome uit die hemel, dis die vloed, ook die groot wêrelddele wat julle huidiglik Afrika, Amerika en Australië noem. En sy stam is nie gedood deur die vloedstrome nie, en is tot op hede vandag nog dieselfde, om te getuig van die toenmalige en hedendaagse gruweldade van Hanok se kinders. Daar sien julle dan nou die verspreiding van 'n baie spesifieke swarte. Moenie hierdie swartes wat uit Kain voortgekom het, verwar met die swartes wat ons ken nie. Want eerstens is die swartes wat hier gekom het, was 'n goddelike herskepping. Dit was 'n ding wat van Vader se kant af gedoen is, om vir Kain nie uit te wis en dan in die hel te plaas nie, vir wat die sonde wat hy gedoen het nie, maar hy het vir hom op die aarde 'n doel gegee, en hulle moes dan in die oerwoude bly, en hulle moes van die vrugte eet, en het sal ook later wees van die diere wat daar was, en hulle sou dan ook sekere geestelike magte gekry het. En hierdie magte wat hulle gekry het, lees ons in die boek van Jacob Lorber. Dit is Groot Johannes Evangelie boek 5 of boek 4, en daar kan julle sien wonderlike kragte wat hierdie mense gehad het, natuurkragte. Hulle was meesters oor die hele natuur, want dit was meer 'n instink gewees. Hulle hoef dit nie te verwerf het nie. Hulle het dit gehaat, en dit was deel van hulle DNA. Maar hulle het heeltemal verskil van die swartes wat deur die pre-adamitiese lyn deurgekom het, die harige swart tipe. Daar's nie 'n vergelyk nie. So, onthou nou, oor 6000 jaar of 4000 jaar tot by Yeshua, het baie vermenging en verbastering plaasgevind. Maar hier kan ons nou sien, dat Kain se nageslag het wel na die vloed gelewe, en hulle is op eilande te vind, of in 'n groot vasteland. Nou gaan ons verder en ons lees Henog 89, want ons wil nou sien, of hierdie Kain, of ons wil bewys dat Kain nie 'n kind was van Naama en Noag nie. En een van daardie 4 engele, is Henog 89 vers 1, het na die wit bul, dis nou Noag, gegaan. Dis 'n droom wat Henog het, en hom instruksies gegee aangaande 'n geheim, sonder dat hy die wit bul verskrik geraak het. Hy is 'n bul gebore, maar het 'n Adamiet geword, en hy het vir hom 'n groot vaartuig gebou, en op haar gebly. Hy en 3 bulle het saam in daardie vaartuig gebly, en hulle was verseël. Dit is baie interessant dat hy sê, hulle het saam met hom daar gebly. Hy sê nie dat die 3 bulle verwek is deur hom nie. Maar daardie wit bul wat 'n Adamiet geword het uit die vaartuig gekom, dis Noag, en die 3 bulle saam met hom. En een van die bulle was wit soos die eerste bul, Sem, een was rooi soos bloed, Jafet, en een swart, Gam. En daardie wit bul het ingegaan van hulle af. Nou dit staan in die boek van herinnering, in die boek Henog, waarin ons 'n redelike goeie afleiding kan maak dat dit waar is wat daar staan. Daar was 'n Hebreëse grondteks en dit is so oorgedra. Onthou, hierdie boek is 5.500 jaar oud. En ek het geen twyfel aan die gesag van hierdie droom. So daar kan jy duidelik sien. Nou alle skepings, alle mense skepings is 'n geestelike skepping in 'n vleeslike skepping.
En ons weet dat hy hier hoofsaaklik van die geestelike skepings praat. Jy sal sien dat Kain gebore is as 'n swart bul en sy broer Abel, wat deur hom doodgeslaan is, as 'n rooi bul. Maar na 'n lang tyd verbygegaan het die ander seun wat gebore is uit Adam en Eva, Set, was weer 'n wit bul. So die afleiding wat ons kan maak, is dat die baarmoeder met tyd gereinig word. Die sonde wat hulle in die paradys gedoen het, wat veroorsaak het dat 'n moordenaar en dan ook 'n seun wat effens nou nie heeltemal suiwer wit was nie, gebore is as 'n gevolg van die oersonde of van die erfsonde. Maar dit is nie noodwendig dat hy swart was nie. My afleiding is dat Noag wel nog 'n blanke was, maar dat Kain 'n blanke was, maar absolute sataniese genetika gehad het. En so het hy dan hierdie satanskinders, Hanog en al die ander wat in daai stede gaan bly het, geteel. Hy het hulle verwek. Maar hy het nou gevlug uit daai toestand uit en hy is nou deur Vader swart gemaak. So dan is hierdie vers ook in die vlees, is dan ook waar as Gam uit Kain stam, nadat hy swart gemaak is. Dis 'n afleiding wat ons kan maak, want waar anders kom die gene vandaan? Waar anders kom die gene vandaan wat sê, dat hy is nie gedood deur die vloed nie? Dit beteken, sy saad is weer 'n kans gegee op aarde. Ek gaan nie sê dat daar nie swartes van hierdie stam, byvoorbeeld lees ons van die Nubiërs, nie alreeds in die tyd voor die vloed na Afrika toe gegaan het, en in die hoë dele van die Nyl, waar daar die vloed nie geraak het nie, gaan woon het nie. Ek sê nie, dit is nie so nie. Ons weet nie wat alles daai tyd gebeur het nie, baie lank terug. Maar hier sit ons met 'n situasie, Gam noem sy eersgeborene seun Ethiopië, Kus. Waar sal hy die naam vandaan kry? Want die naam is nou vir Kain gegee. Dit is vandag nog gebruik in alle rasse en alle lande, is dat ouers hulle kinders se name gee van die voorouers. Dit bind jou aan jou ras. Dit bind jou aan jou saad. Ek gaan definitief nie 'n kind Sipho noem nie. En net so min gaan hulle kinders ons name gee, of ons vanne nie. Dit gebeur in hierdie volk, wat die swartes altyd op die plase was, dat hulle almal Bybelname gekry het. Ek sê altyd, is nou Petrus en Johannes is almal die name op die plaas. Noem hulle die name van die Bybel, soos Kain, Nagash, Satan, noem hulle daai goed, want baie van hulle kom daar uit. Maar dis nou so op die sy. Kom ons gaan verder aan. Die begrip swarte en Kusiet Ethiopië word algemeen as dieselfde woord gebruik in die skrif. Nou kan jy sê, ja, okay, maar Gam se naam is net swart. Ons kry mense in Suid-Afrika meneer swart, maar hy is nie swart nie, hy is wit. Maar as ons in Jeremia 13 vers 23 lees ons, kan 'n swarte, 'n Kusiet, nou dis dieselfde woord wat vir Gam se seun gebruik is, dis dieselfde woord. Sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat studente is om kwaad te doen. So die woord Kushai of Kusiet of Ethiopiër word gebruik reg deur die skrif ook as hulle na swartes verwys. Die groot Johannes Evangelie boek 4 hoofstuk 1:7-9. Bietjie agtergrond gee is dat Yeshua hulle sit op 'n plek daar in Asië waar hy nou sy prediking doen, en 'n groep Nubiërs wat ook uit Kain afstam. Ons weet nie of hulle deur Gam
en Kush afstam of een van Gam se ander kinders nie. Ons weet nie of hy voor die vloed al soontoe gegaan het nie, maar ons weet dat hulle is swart. Presies soos wat beskryf is hier toe die swartmaakproses van Abel oorgegaan het na Kain toe, of die vuurengel die Kain swart gemaak het. En ons lees in boek 4 hoofstuk 1:7-9 vers 1, Joshua praat. Die meeste van julle ken, al is dit maar uit die sages, die van ouds beroemde land van Egipte. Agter die groot watervalle van die Nyl is daar 'n uiters vrugbare en groot bergland, wat die naam dra Abi-Isim. Dit beteken van die seun van Abi, vandag bekend as Abyssinie. Nou dit is in 18, iewers in die 40s, toe Jacob Lorber hierdie woord gekry het. Abyssinie is nie meer Abyssinie nie. Wat is sy naam nou? Ek wil nie verkeerd sê nie. Ek dink dit is Tanzanië. Nee. Daar heb ik die streek van Egypte. Abyssinie, sover ek het onthou, was 'n staat wat Duitsland of Italië beset het. Was een van hulle kolonies. Ja. So dit is heeltemal noord, suid van Egipte. En is hoog. Hierdie Abi was 'n nakomeling van Kain en nie van Noag nie. Want die hoogland, soos nog meer lande op aarde, het ten tye van Noag vrygebly van die groot vloed. Nou daar is 'n rede, hy kon dan gevestig gewees het voor die vloed. Ek gee dit toe. Dan hoofstuk 180, ek haal my aanhalings uit sodat ons kan sien hoe hierdie ouens gelyk het. Vers 16. Aan die einde van die visioen, is nou een van hierdie Nubiërs kry 'n visioen wat elke keer dieselfde was, hoor ek altyd duidelik sê: gaan daarheen, jou swart man, dan sal jy ook jou nag verlig, dan sal ook jou nag verlig word. Ek vertel dit aan al my swart broers en susters en ons besluit om vanuit Noabia hierdie reis te onderneem. En ons is nou reeds byna 3 maande onderweg. En hulle het nou by Joshua aangekom. So hy is geroep deur Joshua. Hoofstuk 181 vers 1. Die rit vorder vinnig en ons woordvoerder bring die hele karavaan na ons toe terwyl ons almal nog gemoedelik aan tafel sit. Toe my Jara, die pikswart gesigte met die letterlik bloedrooi lippe en baie wit oë sien, want dit is die eerste keer in haar lewe wat sy so iets sien, skrik sy behoorlik en sê: o meester, doen hierdie wesens niemand kwaad nie? Hulle sien tog gewis ontsettend swart daaruit. Ek het al wel môre gesien, maar so ontsettend swart soos hierdie nog nie een nie. Wat 'n sterk gebit het hulle. Waarlik meester, as ek nie by u was nie, sou ek ontsettend bang geword het. Om van so 'n swart man te hou, sou 'n beproewing wees vir die teergevoelige menshart. So die arme dogtertjie skrik haar boeglam. Die volgende vers sê: Joshua, kalmeer haar, alles is reg, is niks om oor te vrees nie. En nou lees ons weer in dieselfde boek, hoofstuk 184 vers 5. Edele swartvellige vriend, wees daarom met jou hele volk bly. Dis nou Joshua wat met hulle praat, dat julle swart is. Hoekom? Want Vader Joshua het hulle swart gemaak voor die vloed. En dat julle nog woon in die totaal onskuldige voorjaarshitte van die ware lewe. Interessant, nee, die voorjaarshitte, hulle lewe nie in die ware lewe nie. So hulle is nou iets wat in Engels, ons sal die woord nou gebruik, afgegradeer. Of in Engels downgraded. Maar hulle het 'n doel op aarde en nou gaan hy verder en hy sê, want juis daardeur is julle nog die ware mens, volgens die orde van die allerhoogste gees van Elohim wat hulle moet wees. Bly daarom egter ook altyd wat julle nou is, ook in julle laaste nageslag. Dan sal julle nooit oor nood en ellende van die menslike lewe hoef te kla nie. So wat hy hier sê is, hou julle gene lyn suiwer.
suiwer swart, suiwer met pikswart gesigte, met karmynrooi lippe. Nou in my tyd het ons baie prentjies gehad van die swart moor, of die Nubiër, wat pikswart was. Ons swartes is nie pikswart nie. Laat daar maar een van Gambië en daai lande hiernatoe kom, dan sien jy as hy langs 'n swarte staan. Hy is pikgietswart. Ek het al van hulle met hulle te doen gehad. Jy kan nie eintlik dink dat hy so swart kan wees nie. Nou hulle stam nog af van hierdie voorsaat of nasate van Kain. En hulle het toe versprei deur Afrika. As ons nou na die boonste prentjie gaan kyk, sien ons dat die kinders van Gam, wat hoofsaaklik ook in Afrika te vind was, nie net Gam se een seun Kush nie, maar hy het nog seuns gehad. Die een se naam was Put en die een was Mitzrayim. Mitzrayim is Egipte. As jy in die Hebreëus Egipte lees, dan lees jy Mitzrayim. En dit is die seun van Gam se naam. En dis waar hulle gewoon het. En die vorige kaart wat ek julle gewys het, is dat die Ethiopiërs heeltemal na die suidelike dele van Afrika of Midde-Afrika geëmigreer het en regoor tot by Wes-Afrika het hulle bevind. En dan praat die profeet in Jesaja 18 en in Sefanja 3, die land aan die einde van die tyd oorkant die riviere van Kus. Die profeet staan in die noorde en hy praat van 'n land suid van Ethiopië, die groot riviere. Hy praat van oorkant die riviere. Nou dit sluit in die Zambesi rivier, die Congo rivier, die Chobe rivier, al daai groot riviere. Dit is waar die volk sal vestig wat aan die einde van die tyd die res van die volkere van die wêreld, soos ek dit het, die blankere volke sal dan hiernatoe trek en versamel in die gees. Dit moet nog gebeur. Excuse me. Ja. Ek wil net vir jou sê, Abyssinia is the old name for Ethiopia. Okay. Abyssinia is Ethiopië, daar het ons dit. So hulle was in 'n land wat se naam swart beteken. En willoos sonder wil. Maar hulle het toe nou, nadat hulle swart geword het, het hulle 'n verlaagde wil. Is nog 'n versterkte wil in die natuur. Dis hoekom hulle so goed aangepas is in die natuur. En hulle kan goed doen wat ons wit mense nie kan doen nie. Hulle kan by die ewenaar bly en hulle kan bestaan en hulle kan leef. 'n Vriend van my was nou die dag op die Congo rivier, hy het gaan visvang daar. Hy sê, Dirk, jy kan nie daar lewe, 'n wit man kan nie lewe nie. As die son begin sak, dan sak elke torm en gommanjorm en beskiet en vlieg en muggie op jou toe. Jy's swart, heeltemal. Hy sê, hulle pla dit nie. Hulle loop so, die goed. Hy sê, sit nie eintlik op hulle nie. Maar ons, hy sê, dis verskriklik. Ons moes onder tent, onder gas, moes ons bly. Ons kon nie uitkom in die aand nie. En daai goed het hulle almal baie siek gemaak. Hulle het almal by die dood omgedraai toe hulle in Suid-Afrika kom. So hierdie mense is aangepas deur Vader. Nou is die vraag, maar wat van al die ander swartes? Want een van die eienskappe wat ek nie kon kry die gister nie, is dat hulle swart handpalms en swart voetsole het. Elke swarte wat jy in ons land nou gaan kry, het ligte of wit handpalms en voetsole. So hulle kom nie hier uit nie. Hierdie rasse wat nou ontstaan het in Afrika, het voortgekom deur 'n vermenging van die pre-Adamiet wat nie gelyk het soos hierdie skepsele wat Vader op die aarde geplaas het nie. Sover ek dit het die pre-Adamiet wat ons as Australiese aborigine ken, het nie kroeshare nie. Hy's wel baie harig, sy hele lyf het baie hare, maar hy het lang hare op sy kop. Die een wat suidelike Afrika toe gegaan het kroeshare.
En daar het verseker vermenging tussen die pre-Adamiet en hierdie nageslag van Kain, wat ons nou kan deurtrek as nageslag van Gam, deur Kus, deur Put, Mitzrayim, kan ons dan sê, dat daar by hulle vermenging plaasgevind het. En dan sê Vader in die boek Aarde en Maan vanaf hoofstuk 73, daar is verskillende rasse wat hy behandel, onder andere die Madagaskar swarte. Hy sê hulle het ook na Afrika toegekom en hulle het hierdie ander swart rasse ontmoet aan die ooskus en met hulle vermeng. En dan sê hy 'n interessante ding is dat daardie rasse van hierdie pre-adamitiese rasse het 'n stertagtige verlenging gehad. Wat bedoel in ons taal, hy het 'n stert gehad. En dit is bekend in die ou oergeskiedenisboeke dat hierdie wesens beskryf was met sterte. Nie almal nie, maar van hulle. Inteendeel, in 'n plek met die naam van net langs Gravelot, Marble Hall daar, het 'n vrou gewerk in die 60er jare. En vir 'n vriend van my gesê, sy was in die hospitaal theatersuster. Sy sê, ons het menige van die primitiewe rasse wat daar om Marble Hall, Groblersdal gebly het ons die stert van afgesit. Ek het navorsing gedoen, ek het foto's van hulle gekry. Ek weet nie wat hulle nou noem nie, maar destyds was dit genoem die knopneeskafferstam wat daar gebly het. Hulle was baie primitief. So duidelik het Kain nie hier 'n stert gekry nie. So duidelik is dit twee verskillende swart rasse. En om af te sluit wil ek dan van 'n ander vriend van my noem, wat in Midde-Afrika konstruksiewerk gedoen het. En hy het gesê, Dirk, hierdie goed van boek 4 is waar. Ek was in Midde-Afrika, ek dink dit was in die Kongo. Hy sê, en ek het van hierdie swart ouens gesien. Hulle is pikswart, hulle sole, hulle handpalms en so. En ek het met hulle gepraat en gesê, maar julle kom van die Nubiërs af, en julle is in staat om dit te doen. Van die goed wat hulle kon doen, wat beskryf word in boek 4, is dat hulle op die water kon loop. Dat hulle 'n arend uit die lug uit kan beveel met telepatie. Kom af, vang vir my 'n vis, sit hom op die klip neer dat hy kan gaar word. Hulle het magtige bome ontwortel. Gesamentlik hande gevat, dan kon hulle bome uit die grond trek. Toe vra die swarte, ja, wat jy sê is waar, hoe weet jy dit? Hierdie is oorvertellings van ons vaders. Kyk, hulle het mos nie eintlik 'n skriftelike geskiedenis nie, maar hulle het oorvertellings. Hulle sê ja, ons voorvaders het dit vir ons vertel, hulle het daai magte gehad, maar ons het dit nie meer nie. Net soos wat ons as Adamiete nie meer die kragte het wat die voorvaders gehad het nie. So het almal maar afgewater geraak. So ek kan nie anderste na hierdie inligting wat ons vanmôre het nie, om te sê dat Gam 'n seun was van Kain, wat Vader mee 'n verbond gesluit het, jy sal altyd voortlewe op die aarde. Die vloed sal jou nakomelinge nie uitwis nie. Omdat Kain nie 'n dier was nie, maar 'n gemaakte mens deur Vader, met spesifieke eienskappe om in die natuur aan te pas, het hy dan vir Noag opdrag gegee. Vat hierdie Kain se nageslag, Gam en sy swart vrou, want Gam het ook 'n swart vrou gehad. Dit is ondenkbaar dat Noag nie twee van dieselfde tipes van alles, van mense, diere en allerlei dinge op die skip sou sit nie. En hy het hulle op die skip gesit as 'n deel van die verbond wat Vader met Kain gemaak het. Ek sal jou merk en ek sal jou vir ewig bewaar op die aarde. Iewers in die Suidsee-eilande is daar eilande wat jy nie kan inkom nie. Daar is swart rasse wat daar woon wat bitter vinnig is om jou op te vreet. En hulle, ek dink hulle is onder Indiese gesag of een van daai of Indonesië, en hulle verbied die mense om soontoe te gaan. En op 'n ander plek sê Vader vir Kain, jou nasate sal nog op 'n eiland ongeskonde bly tot aan die einde van tyd. Wat hulle doel is in die
geesteswêreld en ontwikkeling, kan ek net sê, dit is dalk Vader wat vir hulle gebruik om sieledele ryp te maak. En dat dit nou 'n beter houer is as die pre-Adamiet. Want die pre-Adamiet is 'n dier. Hierdie wesens, Kain en sy nageslag, is swart, maar hulle het ook gewetes gekry. En natuurlik 'n godsbesef. So, voordat 'n mens sommer net 'n streep deur alle swartes trek en hulle oordeel, hou in gedagte dat dit is wat gebeur het. En hou in gedagte dat niemand anderste, geen ander gemeente in Suid-Afrika, sal hierdie kennis vir jou kan oordra nie, want hulle aanvaar nie die nuwe openbaring nie. En ek kan dit net vir jou deurgee vanoggend, omdat die nuwe openbaring dit aan my openbaar het. Dis nie ek wat so slim is nie, ek lees dit maar net in die geskrifte. Ek wil net teruggaan na die kaart en dan sluit ons af. Daar in die kaart sien ons heel regsbo ook nog 'n stukkie koes. Nou dit is die gedeelte ook, en net bokant Kanaan, sien ons daar die plek Kanaan, is wat toe die volk ingekom het Vader vir hulle gesê, roei alles uit wat daar binne is, mans, vrouens, kinders, want dit begin lyk of Kanaan 'n baie groot verbastering, presies dit wat voor die vloed plaasgevind het, weer na die vloed toegelaat het. Dit is maar die afleiding wat ons kan maak. So alles skakel in een met die Bybel. Hierdie nuwe openbaring spreek niks teë wat die Bybel sê nie. En as iemand sê, die boek van Herinnering is 'n valse vertaling, dan is dit 'n baie groot aanklag, en dit is iets wat as jy jouself as kundig beskou, jy nie sommer net kan maak en ek stil bly daaroor nie, omdat ek met daardie boek betrokke was van die begin, en daarom sal ek in die volgende lesing, sal ek die gesag van die geskrifte wat ons nou het, 'n bietjie bespreek, voordat ons weer teruggaan na die groot Johannes Evangelie. Waar kom die kroontjie waar ek van praat? Ja, kyk die woord in die Bybel, of die mense praat van die ongekroonde dier. Die woord ongekroonde dier kom nie in die skrif voor nie. Nergens nie. Maar in Psalms praat hy van iemand, van die Israeliet met 'n kroontjie op. Nou die ou mense het ons nou gesien, hy het nie 'n kroontjie nie. Hier staan, hulle het kroeshare gekry. So hulle, daai kroeshare is 'n oorerwing van hierdie swart maak van Kain. Dit is maar wat dit is. Okay. Baie dankie.